verhoudings. Wanneer laas het jy gesê, ek beloof? Klein kindertjies kom op 'n stadium dat hulle net links en regs beloof. Jy as ouer weet dan, hulle het of vroeër toe hulle nie beloof het nie, het hulle gejok, of nou dat hulle beloof, jok hulle. Wanneer laas het jy gesê, ek beloof? Ek beloof het nie 'n plek in groot mense se lewens nie. Ons lees byvoorbeeld in Jakobus hierdie woorde: Bo alles moenie sweer nie, moenie beloof nie, nie by die hemel nie en nie by die aarde nie. Jy moet ook geen ander eed aflê nie. Maar laat julle ja 'n ja wees en julle nee 'n nee, sodat die oordeel julle nie tref nie. Beloftes maak is nie deel van groot mense se lewens nie. Is nie nodig dat ons beloof nie. Ons woord moet ons eer wees. Tog vra die kerk vir ons om by minstens 3 geleenthede 'n belofte af te lê. Die dag as ek belydenis van geloof aflê, dan beloof ek. Wanneer ek die dag trou, dan beloof ek. En die dag wanneer ek my kinders doop, of as ek groot gedoop word, maak ek self die belofte. By hierdie 3 geleenthede maak die mens 'n belofte. Waarom, as Jakobus dan so streng is daaroor om nie 'n eed af te lê nie, waarom vra die kerk dan vir ons om 'n eed af te lê? Waarna Jakobus verwys is dat 'n belofte nie ligtelik opgeneem moet word nie, en dat ons woord ons eer moet wees. Maar die kerk maak 3 uitsonderings waar die kerk dit nodig ag dat ons 'n belofte moet maak. By die huweliksbevestiging maak ons die belofte: ek sal by my man of my vrou bly tot die dood ons skei. Wat 'n enorme belofte. 'n Reuse belofte wat ons maak, tot die dood ons skei. Ek het al baie keer gewonder of dit 'n billike verwagting is, dat mense wat so jonk is, 18, 24, 30 jaar oud, wat daardie persoon so kort tydjie ken in vergelyking met die res van ons lewens, 'n belofte moet maak en sê, ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Ek weet nie of hierdie persoon gaan verander of wat hulle gaan doen nie, maar nou beloof ek dat ons by mekaar sal bly tot die dood ons skei. Slegs iemand wat verlief is, sal dapper genoeg wees om so 'n belofte te maak. Ek dink aan al die kere in my lewe waar ek te doen gehad het met mense wat in 'n verhouding is, in 'n huwelik is, waar hulle mishandel is. En jy wonder, is dit billik dat hierdie persoon in hierdie huwelik moet bly, terwyl hulle so verinneweer word? Is dit wat daardie belofte dan van hulle vra? Is dit barmhartig? Is dit liefdevol om van mense te verwag, omdat hulle eenmaal in 'n lewe, toe hulle jonk was, 'n belofte gemaak het, met geen vooruitsig op die toekoms nie, daardie belofte moet hou, maak nie saak wat nie. Ek dink aan die mense wat, al wou hulle nie self skei nie, deur 'n egskeiding is en die met die skuldgevoelens worstel. Sal God my vergewe? Ons het dan voor God 'n belofte gemaak. En juist daarom het ek baie keer in my lewe gewonder of dit 'n billike verwagting is. Die kerk gee nie vir die opsie om te sê, wil jy beloof of nie. Die enigste manier wat jy in die kerk kan trou, is om 'n belofte voor God in die teenwoordige getuies te maak. Ek het al gewonder of ek nie 'n artikel daaroor moet skryf en 'n voorstel maak dat die kerk dit moet hersien nie. Maar terwyl ek daaraan gewerk het, het ek natuurlik ook begin besin oor hoe lyk 'n alternatief? As jy dan nie 'n belofte voor God en die teenwoordige getuies maak nie, moet ons met 'n alternatief na vore kom. Hoe sou dit lyk? Ek gaan my bes doen, of ek beloof om my bes te doen. Ons weet dat daar 'n kwalitatiewe verskil is wanneer iemand sê, in iemand se kommitment, wanneer jy sê, ek gaan my bes doen. Ek beloof om my beste te doen. En wanneer iemand sê, ek beloof om dit te doen. Daar is 'n groot verskil tussen hierdie 2 frases. Ek dink daar's 2 woorde wat ons kan help om te verstaan hoekom ons juis 'n belofte moet maak.
En dis die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond. 'n Belofte voor God neem die huwelik uit die kontraktuele verstaan daarvan na die verbondsmatige verstaan daarvan. 'n Kontrak is 'n ooreenkoms wat twee partye aangaan op 'n transaksionele basis. Elkeen het regte en pligte, maar hulle bly onafhanklik van mekaar. Daar word nie van jou noodwendig gevra om die persoon met wie jy 'n kontrak aangaan lief te hê nie. Daar is nie emosionele band nie en jy het ook nie emosionele verpligtinge teenoor daardie persoon nie. En die verhouding bestaan vir solank beide partye voordeel trek daaruit en dit eindig wanneer die kontrak opgesê word, gewoonlik deurdat die partye kennis gee daarvan. 'n Verbond is nie so nie. 'n Verbond gaan juis oor verhouding. Dit is nie transaksioneel nie. Maar dit gaan oor liefde, lojaliteit en trou. Hier gee partye nie 24 uur kennis dat hulle die verbond wil verbreek nie. Die verbond sê juist dit, daar is 'n verbondenheid. Wanneer God met Israel, met die kerk, 'n verhouding aangaan, is dit nie kontraktueel nie. Dis verbondsmatig. So ons leer juist by God om verbondsmatig binne verhoudings te leef. En daarom verstaan ek die belofte wat ons maak, nie kontraktueel nie, maar verbondsmatig. Kom ek gebruik 'n voorbeeld om die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond te illustreer. Die buiteegtelike kind van 'n baie bekende sportman het die hof genader en gevra dat die hof moet las dat sy pa sy studiegeld moet betaal. Die hof het hom gelyk gegee en die pa beveel om sy studiegeld te betaal. 'n Tyd daarna het die kind die hof genader om te las dat sy pa saam met hom tyd moet spandeer. Maar hierdie keer het die hof gesê, 'n hof kan nie 'n pa dwing om sy kind lief te hê nie. 'n Mens sien ook die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond baie duidelik in die huweliksformulier waarvolgens twee mense trou. Want die huwelikssluiting bestaan uit twee dele. Die eerste deel word volgens die vereiste van die landswet gedoen. Dit doen 'n predikant of 'n persoon wat mense trou, doen dit op grond daarvan dat jy 'n kommissaris van ede is of 'n magistraat. Luister na hierdie bepaling. Verklaar jy dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is nie teen jou voorgenome huwelik met hierdie persoon hier teenwoordig nie. En dat jy almal hier teenwoordig roep dat jy hom of haar tot jou wettige man of vrou neem. Dis dit. Dis 'n kontrak. Gewoonlik word daar 'n huweliksvoorwaarde kontrak opgestel, HVK, wat die bepaling hiervan stel. Terloops, dis ook waar die gebruik vandaan kom, gee mekaar die regterhand. Dis die sluiting van 'n kontrak. Maar luister nou, wat vra die kerk van ons en waarom dit 'n belofte is voor God? Beloof jy voor God en die teenwoordige getuies dat jy hierdie persoon in gehoorsaamheid aan God sal lief hê, beskerm, versorg en bystaan? Beloof jy om die persoon geborgenheid te bied deur getrou aan hom of haar te wees, heilig met hom of haar te lewe en geestelik te versorg totdat die dood julle skei? Wat is hierop jou antwoord? Die woordeskat en die atmosfeer waarin hierdie woorde geskryf is, verskil soos dag en nag van mekaar. Dit is juis in die lig van die onderskeid tussen 'n kontrak en 'n verbond dat ons Jesus se gesprek met die Fariseërs moet verstaan in Matteus 19 vers 3 tot 9. En ek verstaan hierdie 'n toesgesprek tussen die Fariseërs wat Jesus konfronteer oor 'n spesifieke saak rondom egskeiding, as dat dit lig werp op hierdie gesprek oor, is dit barmhartig en genadig om van iemand te vra om so groot belofte te maak. Kom ons lees nou uit Matteus 19 vers 3 tot 9. Die Fariseërs het na Jesus gekom en om hom te toets gevra, is dit toelaatbaar dat 'n man om enige rede van sy vrou skei? Natuurlik 'n terugverwysing na die Ou Testament toe. Jesus antwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af manlik en vroulik gemaak het nie? Verder sê hy, daarom sal
'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou verbind word. En die twee sal een liggaam wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een liggaam. Daarom, wat God saamgevoeg het, moet 'n mens nie skei nie. Toe vra hulle hom, waarom het Moses dan bepaal dat 'n man sy vrou 'n skeibrief moet gee, om sodoende van haar te skei? Hy antwoord hulle, Moses het julle weens julle harde harte toegelaat om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Ek sê vir julle, dat wie van sy vrou skei, behalwe weens oorspel, en met 'n ander trou, egbreek pleeg. Dis baie duidelik dat Jesus die agenda verander. Hulle wil oor egskeiding praat volgens die bepaling van Moses, maar Jesus neem hulle om oor die huwelik te praat na hoe God dit bedoel het. Sien, die Fariseërs soek 'n skuiwergat en hulle wil natuurlik vir Jesus vasvra. As Jesus verskil, hulle weet hoe hulle hom leer ken het, gaan Jesus verskil van die bepaling, maar hulle hou Moses se woorde voor, want enigiemand wat van Moses verskil as die grootste profeet in Israel, moet voor die Sanhedrin verskyn, sal aangekla word en veroordeel word. Maar Jesus verander die agenda deur nie kontraktueel te praat nie, maar verbondsmatig, en neem hulle terug nie na Moses nie, maar die hoogste en die finale gesag van God. Wat was God se bedoeling met die huwelik? 'n Mens sou in 'n sekere sin kon dink dat Jesus se woorde onbarmhartig is, dat daar geen rede is om te skei nie, behalwe in die geval van egskeiding, in die geval van oorspel. 'n Mens sou kan dink aan hoe ongenadig en onbarmhartig dit klink teenoor mense wat byvoorbeeld in die huwelik mishandel word, fisies en verbaal. Moet jy getroud bly vir die res van jou lewe? Moet jy, omdat jy so min geweet het van daardie persoon, en so sleg geken het, nooit geweet het wat die persoon gaan word nie, toe jy op 18, 24 of 30 jarige leeftyd 'n belofte gemaak het, dat jy die res van jou lewe 'n slaaf bly van 'n psigopaat byvoorbeeld? Dit is nie hoe ek die belofte verstaan nie. Die belofte gaan oor die instemming tot 'n spirituele of 'n geloofsdimensie van die huwelik, wat voldoen aan God se wil, en daarom die beskrywing, wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Dink 'n bietjie, indien Jesus die Fariseërs se vraag beantwoord het, vanuit 'n kontraktuele verstaan daarvan, hoeveel 10.000 redes daar genoem kon word vir die verbreeking of die beëindiging van 'n huwelik? Dink dit 'n bietjie as die belofte so sou lei. Ek beloof om aan hierdie persoon getrou te bly, tensy die ander party 'n buiteegtelike verhouding het, 'n geheime spioen is, 'n geweldenaar is, 'n skelm is, 'n verkragter is, vir jou gejok het, met valse voorwendsels en huwelik getree het, 'n verslawing het, kinders mishandel, kort van werke verwissel en nie meer wil werk nie en geen bydrae daartoe lewer nie en almal in ellende dompel. Glad nie 'n bydrae lewer tot die verhouding nie, nie emosioneel nie, nie fisies of enigiets nie. Jou fisiek mishandel, skielik van geloof verander, skuld bly aangaan en die hele gesin in armoede en in skuld bly dompel, of ek dink vir die stommer skree. Kontraktueel sou 'n mens 1000 redes kon noem op die dag om te trou, en ek is ernstig daaroor. Daar is grondige redes hoekom mense uiteindelik kan sê, hierdie is nie meer 'n huwelik nie. Dis 'n misdaadtoneel. Dis 'n totale gemors wat alle mense se lewens vernietig. Maar dis juis hier waar ek die verbondsmatige interpretasie van die huwelik verstaan. Jesus wil die Fariseërs se kontraktuele verstaan, waar hulle, as jy die Ou Testament lees, 'n hele reeks redes daarvoor sien. Gaan lees 'n bietjie hoe word dit deur die rabbies geïnterpreteer, vir al die gronde vir 'n egskeiding. En dat Jesus die gesprek, die agenda verander, weg van die 10.000 redes om nie getroud te bly nie, na een rede om wel getroud te bly. En dit is, dat God ons saamgevoeg het. Dis juis in daardie wete
In daardie ruimte, die geloofsdimensie van die huwelik, waar ons bly terugkeer na die voete van ons Here en vra Here, wat het U bedoel toe U ons bymekaar gebring het? Die diepste hartsbegeerte wat ons het, is om 'n huwelik te leef soos U dit bedoel het om te wees. En daarom kom kniel ons in gebed. En daarom is dit die spirituele dimensie van ons lewe, wat nie die 10.000 redes wees waarop ons fokus om nie getrou te bly nie, maar die een rede om getrou te bly. En in daardie ruimte bestudeer ons die woord van God, hou ons huisgodsdiens, gaan ons saam kerk toe, bid ons saam, leef ons saam, en juist daarom, deur geloof, hoop en liefde, bly ons fokus op die een rede, die belangrikste rede, waaruit 'n miljoen ander redes vloei, om wel getrou te bly. Maar dis hoekom ons dit kan waag, om so dapper te wees, om te kan sê, al weet ek nie wat die lewe voor my inhou nie. Ek beloof nie om my bes te doen nie. Ek beloof vir die res van my lewe. Omdat ons uit eie krag nie so 'n huwelik kan hê nie. Kom ons bid nou saam en vra dat die Here ons daarmee sal help. Hemelvader, U ken die omstandighede van elkeen wat hierna luister. En ons bid dat U deur U woord elkeen sal vertroos wat hartseer is, wat vasgevang mag wees in 'n ongelukkige huwelik, of 'n gevaarlike huwelik, 'n onveilige een. Ons bid dat U sal uitkoms gee, o Heer. Hemelvader, ons bid vir elke huwelik in ons land en in hierdie wêreld. Die huwelik wat die hoeksteen is van 'n samelewing. Ons bid dat die huwelike so sal seën, dat dit die ruimte is waarin kinders veilig en geborge kan groot word. Ons bid vir elkeen wat die voorneme het om in huwelik te tree, dat U hulle by hierdie besluit sal seën, sal lei, beskerm, dat ons die belofte nie uit eie krag sal maak nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.